As jy jou Bybel by jou het, kan jy vir my oopmaak. Daar so in Psalm 141. Psalms 141. En ek wil vanaand met ons praat oor hierdie gedagte, wanneer jou hart onderdruk is. Wanneer jou hart onderdruk is. Psalm 141. Ons gaan die hele Psalm lees. Nou Dawid was nie onbekend gewees met druk van die lewe nie, met moeilike omstandighede nie, met tye waar hy gevoel het, hy is benoud, hy is beangs, waar hy gevoel het, sy lewe word gejag, waar hy voor situasies en dinge gestaan het, wat hy gevoel het, gaan hier ooit 'n einde aankom. Hoe lank moet ek nog in hierdie stryd wees? En ek wil vanaand met ons praat oor hierdie gedagte, wanneer jou hart onderdruk is. En hierdie Psalm van Dawid, is hier nogal baie dinge om raak te lees en te leer uit. En dis waarna ek vanaand wil kyk. Psalm 141, ons lees daar van vers 1 tot 10. 'n Psalm van Dawid. Here, ek roep U aan. Kom tog gou na my toe. Luister na my stem as ek U aanroep. Laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Neig my hart nie tot iets wat sleg is, om in goddeloosheid dinge te doen saam met manne wat ongeregtigheid werk nie. En laat my van hulle lekkernye nie eet nie. Laat die regverdige my met liefde slaan en my tugtig. Hoofsalf sal my hoof nie weier nie, want nog is my gebed teen hulle booshede. As hulle regters aan die kant van die rots afgegooi word, dan sal hulle hoor dat my woorde lieflik is. Soos 'n mens in die aarde vore en skeure trek, is ons beendere gestrooi by die mond van die doodryk. Want op U is my oë, Here. Here, by U skuil ek. Giet my siel nie uit nie. Bewaar my vir die mag van die vangnet van die wat vir my strikke stel, en vir die strikke van die werkers van ongeregtigheid. Laat die goddelose in hulle vangkuile val, almal saam terwyl ek verbygaan. Hier is 'n paar goed wat Dawid hier noem in hierdie gebed, wat hy uitroep na die Here. Here, ek roep U aan, kom tog gou na my toe, luister na my stem as ek U aanroep. Laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan. En dan sê hy, Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Neig my hart nie tot iets wat sleg is, om in goddeloosheid dinge te doen wat saam met manne van ongeregtigheid werk nie. Dan sê hy, laat die regverdige my met liefde slaan en my tugtig. Dit klink nogal baie vreemd. Nou hierdie Psalm, as ons hom gaan lees, dan kan ons die afleiding maak, dit is iemand, en dis Dawid, wat onder geweldige druk leef. Dit is 'n geweldige spanning wat hy beleef. Hy is omring deur verkeerde mense. Hy het hierdie groot innerlike stryd in hom, hy sit met hierdie groot probleem om hom, en hy verkeer in baie emosionele druk. Maar as ons mooi gaan lees wat hierdie Psalm sê, is hierdie nie eintlik 'n Psalm van ontsnapping nie, waar hy eintlik bid vir ontsnapping nie. Dit is eintlik 'n gebed wat hy tot die Here bid. Ek wil eintlik sê 'n gebed van bewaring, wat sy hart bewaar, en sy innerlike mens bewaar, wie hy is, sy integriteit. En daar's 'n paar dinge wat ons kan leer uit hierdie Psalm van Dawid, en oor dinge wat hy pertinent vir die Here gesê het en gevra het,
En dit is ook 'n les vir my en vir jou wanneer ons hart onder druk is, wanneer ek en jy onder druk is, en wanneer ek en jy in omstandighede is, waar ons omring is deur verkeerde mense, waar ons omring is deur situasies en omstandighede wat baie druk op ons plaas. En gewoonlik is ons baie male geneig om verkeerd op te tree in daardie situasies. En hierdie Psalm is eintlik vir ons 'n mooi les, en dit is hoekom die Here ook gesê, Dawid is 'n man so na my hart. Want ons kan leer van hom, hoe hy hierdie druksituasie hanteer het. Die eerste les wat ons hieruit kan leer, en dis wat Dawid daar in die heel eerste vers sê, Here, ek roep U aan, kom tog gou na my toe, luister na my stem, as ek U aanroep. Nou, die eerste reaksie wat Dawid gehad het in hierdie druk wat hy beleef het, was gebed. Dit was sy eerste reaksie. Hy het die Here aangeroep. Dit was nie sy laaste opsie nie. Hy het die Here aangeroep. Hy begin nie hierso hierdie Psalm met mense en klagtes en stories oor mense en sy omstandighede en al hierdie dinge. Hy begin met 'n aanroep van die Here, waar hy God aanroep. Maar hierdie aanroep se gebed is sy heel eerste skuif. Dis sy heel eerste ding wat hy doen in hierdie druk. En baie mense vandag hanteer gebed meer as 'n uitkoms of as iets wat gebeur nadat alles skeef geloop het. Of hulle sien gebed, as ek dit nou mooi kan sê in Afrikaanse terme, hulle sien dit as damage control. Van die Here moet nou die damage kom control, die Here moet die damage kom regmaak. Of baie mense sien gebed net as 'n uitroep uit, Here, haal my net uit hierdie situasie uit. Maar Dawid se gebed, hierdie eerste skuif wat hy gemaak het, is nie 'n uitroep uit die situasie uit nie. Want hoor wat hy sê, Here, ek roep U aan. Kom tog gou na my toe, luister na my stem, as ek U aanroep. Hy soek God se teenwoordigheid, hy soek God se aangesig. Hy bid nie hierso dadelik net van 'n uitkoms nie. Here, red my nie. Hy sê, Here, ek roep U aan, kom tog gou na my en luister na my stem. Wat leer ek en jy, voordat ek gaan reageer in enige situasie, in enige druksituasie, in enige posisie waarin ek geplaas word, in enige moeilike omstandighede? Voordat ek reageer, wat moet ek eers doen? Roep die Here aan, soek sy aangesig. Jy sien, dit is die wysheid van die Here wat jou lei. Soek sy aangesig. Voordat ek 'n oordeel vel, voordat ek 'n besluit neem, voordat ek dink wat ek gaan doen, hoe ek hierdie situasie gaan hanteer, hoe ek hierdie situasie gaan oplos, wat ek gaan sê, wat ek gaan doen, wat doen ek heel eerste? Ek soek God. Ek raadpleeg hom eers. Voordat ek praat, voordat ek my mond open, buig ek eers in God se teenwoordigheid. Here, ek soek U aangesig eerste. Jy sien, want wanneer ek en jy in ons situasies, in ons druk, heel eerste gaan bid, wat doen dit heel eerste? Dit bring ons in God se vrede en basies God se, ek wil sê, se mindset in. Waar ons nie optree uit onsself nie. Waar ons nie optree uit reaksie op dit wat aan my, die eie ek, gedoen is nie. Ek gaan optree vanuit God se punt,
vanuit God se standaard, vanuit God se standpunt. En dit is hoekom dit belangrik is om eers die Here aan te roep. En baie mense as hierdie vers lees bedink, hy roep eers die Here aan vir redding. Nee, hy roep die Here aan en hy vra Here, in hierdie situasie, ek soek u wysheid. Antwoord my tog gou dat ek kan weet wat u wil hê ek moet doen. Ek wil u behaag in hierdie situasie. En weet jy wat, ek wil eintlik nou op 'n manier sê, die spoed van jou gebed. Nou ek praat nie van die spoed, hoe vinnig jy bid, sê gaan Vader wat as jy dan ek praat van die spoed nie, ek praat van die spoed van jou gebed, die reaksie. Bewys eintlik die toestand van jou afhanklikheid. Want wat doen jy eerste? Want toe hy sê, Here, maak tog gou tot my hulp, is hy nie gesê, hy sê dit nie vanuit 'n plek van paniekbevangendheid nie. Hy sê dit nie uit 'n plek van stres en van spanning en van paniek nie. Here, red my. Dis nie wat hy gedoen het nie. Here, antwoord my tog gou. Kom my tot hulp. Ek as mens sit in hierdie posisie. Ek het u raad en die wysheid en die krag en die gees nodig om reg op te tree. Ek wil my mindset reg kry. Want sy mindset is 'n vertroue, sy gedagtegang is 'n vertroue dat Here, u is nie te ver om te hoor nie. U is nie te ver om me te help nie. U raad is nie ver van my af nie. Wanneer ek vra, Here, kom gou tot my hulp, bely ek eintlik my afhanklikheid van U om te besef, Here, U is naby my. Ek kan U soek en ek kan U vind in hierdie omstandighede. En die tweede ding wat ons hierso lees in vers 2. Kom hy en hy sê, laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan. Die opheffing van my hande soos die aandoffer. Kan jy sien dat sy eerste toenadering tot die Here was nie om te gaan kla en die probleem uit te lig en die hele sak patats er uit te spoel net om uit die situasie uit te kom nie. Sy eerste fokuspunt was, Here, my hart, my gedagtes wat so onderdruk is in hierdie situasie, moet eerste in U vrede kom, moet eerste vanuit U perspektief uit gesien word. En tweedens, Here, wil ek aan U aanbidding bring. Ek wil U aanbid, ek wil U lofprys. My gebed moet soos reukwerk voor U aangesig wees. My opheffing van hande, sê soos die aandoffer. Dis 'n lofoffer. Here, my gebed moenie net haal my uit die situasie uit wees nie. Here, my gebed is, ek wil U verheerlik. Ek wil U verheerlik in my dade. Ek wil U verheerlik in wat ek doen. En wat interessant is, hy praat van reukwerk. As jy gaan kyk in die tempel, moes hulle incense, wierook gebrand het. En dit is iets wat stadig brand. Dit is nie iets wat jy aansteek en maak soos met 'n boep, en dan is dit blou vlamme en dan is alles weg nie. Hierdie reukwerk wat hulle gebrand het, daai speserye, daai goed, het stadig gebrand en dit het stadig rook laat opgaan. Dit het naderhand die hele huis basies gevul. En dit brand met tyd en dit laat die geur stelselmatig vry. Kan jy sien, daar is nie 'n haas eintlik in sy aanroep van die Here nie, om gou te reageer in hierdie situasie wat hy homself bevind nie. Hy bring, ek wil eintlik vir jou sê, soos 'n stadige, brandende aanbidding na die Here toe wat opstyg voor sy aangesig. Hy benader God as God.
God is groter as sy situasie. God is groter as sy probleem. God is groter as die ding wat hy face. En hy weet dit. Daarom kom hy eerste, Here, ek roep U aan in gebed. En sy woorde wat hy spreek, is nie net klanke wat by sy mond uitkom. En ek wil vir jou sê, die woorde wat jy spreek, en hierdie is iets wat jy moet leer vandag. Dit wat jy spreek, en hoe jy reageer, wanneer jy onder druk is, wanneer jy in 'n moeilike omstandighede is, wanneer daar 'n moeilike situasie is wat jy face. Jou woorde is nie net klanke nie. Dit skep geestelike atmosfeer. Jou mond, wil ek eintlik sê, skep 'n geur in die geestesriem. Dink gou 'n bietjie vir jouself. As jy dadelik net inkom met klagtes en jy moan en jy kla en jy roep, wat 'n atmosfeer skep dit? Dit skep 'n swaar atmosfeer. Dit skep iets wat nie, daar's nie vrede nie. Dis so digte, moeilike, harde atmosfeer. As jy bitterheid in jou het, as jy in jou situasie verkeer en jy het bitterheid, onvergifnis, jy's verbitterd en verhard en jy het kwaad in jou hart hieroor. Wat 'n atmosfeer skep dit in die gees? Wat 'n atmosfeer skep dit as jy dan die Here so aanbid? Dit skep eintlik 'n hartelose, liefdelose atmosfeer. Dit skep amper, ek wil vir sê, 'n koue atmosfeer. En dis wat bitterheid doen. Dit skep 'n koue, hartelose atmosfeer. Maar as jy in aanbidding na die Here toe gaan en met lofprysing na die Here toe gaan, met 'n oop hart, met 'n oop gemoed, met 'n hart wat gefokus is op God in aanbidding, dis wanneer jy 'n heilige aanbiddingsatmosfeer skep. So in hierdie stryd, in hierdie situasie, in hierdie druk wat jy beleef, hierdie vyhandige situasie, hierdie wat ook al, wanneer ek in daai atmosfeer kom van God se aanbidding, dis wanneer daai heilige atmosfeer om jou gaan wees, waar dit wat jy gaan bring in aanbidding 'n lofoffer voor die Here gaan wees. En dit gaan nie 'n gevoellose, hartelose, koue, negatiewe, swaar atmosfeer wees nie. Dit gaan God se heiligheid aantrek. Dit gaan God se gees aantrek. Jy sien, want die hart waarmee jy God benader, is die atmosfeer wat jy omskep. En dit is hoekom God sê, nader na my en ek sal na julle nader. En daai nader is nie, kom jy in, bars jy in en laat waai en papagaai met al jou probleme en jou klaagliedere nie. En dis wat ons gewoonlik doen in gebedstry. Geen wonder, dit voel vir ons bid teen 'n ceiling vas nie. Want ons benader God nie as God nie. En God meet nie net jou gebed aan jou woorde nie, maar die bron daarvan. Waaruit kom daai woorde van jou? Van waar af kom jou gebed? Wat is die oorsprong van jou gebed? In jou gees, die geestestoestand waarin jy verkeer, wat is die oorsprong van daai gebed? Is dit uit bitterheid uit? Is dit uit kwaad uit? Is dit uit, ek wil eintlik sê, jou eie ek wat afgebreek is? Is dit uit vyhandigheid? Is dit uit watter atmosfeer, uit watter bron kom jou aanbidding van die Here? Hoe jy hom benader? Weet jy, vandag
as ons kyk na aanbidding, kom ons wees nou maar eerlik, die manier hoe mense God benader vandag in aanbidding, geen wonder, mense sê, maar ek kan nie met die Here konnekteer nie, ek maak nie 'n geestelike konneksie nie, want mense benader God nie as God nie, hulle benader hom as 'n quick fix, hulle benader hom as iemand wat hulle net uit die probleem moet uithaal, as iemand wat net die situasie moet oplos, as iemand wat net moet spring as ek my vingertjies klap, hulle wil net hier in gebied en orders gee, en die Here voorsê, hoe moet hy antwoord? Wat is die bron van jou aanbidding? Jy sien, God kyk na die oorsprong, kom dit uit jou pyn, uit jou seer, uit jou verdriet, uit jou stryd, wat jy hom mee vertrou, of kom dit uit jou pyn en jou verdriet en jou ellende en jou probleme, asof jy hom beskuldig of hom net benader asof hy jou iets verskuldig is. Hy moet net help. Jy weet, nou skryf Dawid hierso, laat my gebed soos reukwerk voor die aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Nou ek het nou gesê, reukwerk brand stadig. Dit beteken nie met stadig bid nie, niks met die spoed van jou gebed te doen nie, met die tempo van jou gebed nie. Reukwerk brand stadig, dit is 'n opbouing, dit is 'n toenadering. Ek wil eintlik sê, dit beteken geestelike volwassenheid. En geestelike volwassenheid is nie iets wat net vinnig verkry word nie. Dit is iets wat jy verkry deur 'n daaglikse wandeling saam met die Here, waar jy 'n pad saam met die Here stap. En wanneer jy God benader vanuit daai geestelike volwassenheid uit, waar jy God kan herken as God, dan sal jy sien jou woorde word gevorm en word gedryf deur die verhouding wat jy met hom het. En nie net deur jou rou emosie wat jy beleef op daai stadium nie. Want die meeste van ons, wanneer ons die Here aanbid, of wanneer ons die Here aanroep, is dit net vanuit emosie. Nou die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy met my eer. Maar die beginsel is, hier is Dawid. Hy sit met hierdie enorme druk op hom. Maar wat doen hy? Hy kom nie daar aangestorm by die Here en begin by klaagliedere 1 en eindig by klaagliedere 80 nie. En moan oor elke een wat hom seer maak, en elkeen wat hom jag, en elkeen wat hom te nagekom het, en elkeen wat hom vloek, en elkeen wat hom skel, en elkeen wat hom wil doodmaak. Elkeen wat hom te nagekom het. Hy sit dit eers op sy. En hy kom in God se teenwoordigheid, en hy sê, Here, ek roep U aan. Ek kom in aanbidding, laat my aanbidding soos reukwerk voor U wees. Ek soek U hart, ek soek U gees, ek soek U vrede. Here, ek wil my verander, dat ek in U kan wees, dat ek hierdie situasie vanuit U perspektief, vanuit U teenwoordigheid, vanuit U aanbidding, wat ek vir U het, dit kan hanteer. En daar volg ons optree. En weet jy, nou kom hy daar in vers 3, en dan sê Dawid, Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Kom ons wees nou maar eerlik. Hoe baie van ons het 'n wag voor ons mond as ons in druk verkeer? Of wanneer ons in situasies kom, konfliksituasies, moeilike omstandighede, druk wat van alle kante afkom,
Hoe baie van ons het regtig 'n wag voor ons mond om te spreek met goddelike gesag. En hy sê so, Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Jy weet, God beskerm jou nie net van jou vyande nie. Hy beskerm jou eintlik van jouself. Want jy rig vir jouself meer skade aan, deur nie jou mond in toom te hou nie. En die ding wat Dawid hier vra, Here, ek vra beheer oor my lippe, beheer oor my mond, beheer oor die dinge wat ek sê. Want hy besef een ding, mag van lewe en dood lê in die tong. En die een wat dit gebruik, sal die vrug daarvan pluk. En ek wil vir jou sê, die gevaarlikste konflik wat jy kan beleef, is nie altyd die konflik hier voor jou nie. Maar dit is jou reaksie op die konflik. Dis die gevaarlikste terrein, is hoe jy reageer. Is hoe jy gaan optree. Nou kyk, ek het al baie daai toets gedop hoor. Weet jy wat, baie verhoudings breek nie net deur wat iemand aan jou gedoen het of aan mekaar gedoen is, of deur sulke tipe goeders nie. Die meeste verhoudings word beskadig en word gebreek deur wat ons gesê het wanneer ons seer gemaak is. Ons kan baie maklik dinge sê wat ons nie bedoel nie, of dalk bedoel en ons sê dit, of lelike dinge sê, lelik optree, sonder om te dink wat die gevolge daarvan gaan wees. En op die einde van die dag rig dit groter skade aan as enigiets anders. Ek kan 'n getuienis hiervan deel. Ek ken nie die mense persoonlik nie, maar ek gaan met julle 'n getuienis deel van 'n situasie waar so iets gebeur het, wat vir my baie bitter hartseer sleg was. Persoonlik het ek nie die mense geken nie, maar ek moes die dag was ek weet, ek kan nie onthou of dit die stiefpa is, of vir die pa, nee, dit was die stiefpa en dan die seun. Hulle het 'n onderonsie met mekaar gehad, en hulle het nie lekker lyk oor die weg gekom of iets nie, ek kan nie presies onthou wat daar gebeur nie, ek weet nie, ek was nie daar nie, ek was ook nie my besigheid om uit te vind wat daar gebeur nie. Maar daar was 'n konflik tussen hulle twee gewees. En die pa het vir die seun gesê, ag man, ek wens jy wil jouself gaan hang en klaar kry. Of jy wil vrek, of jy moet gaan maak jouself vrek of iets in die lyn. En het omgedraai en weggestap. En die seun het gegaan, hy het 'n tou gevat en hy het hom gaan ophang in hulle agtererf. En ek moes sy begrafnis behartig het. Woorde maak baie kere meer seer en rig skade aan as dit wat die probleem was. Want ons sê dinge sonder om dit te deurdink. En weet jy wat, jou tong is 'n deur. En wat doen 'n deur? Dit bepaal toegang. En 'n deur gee vir jou toegang of tot vrede, of tot konflik, of tot herstel, of skade. En dit is hoekom Dawid vra, Here, sit 'n plaas 'n wag voor my mond. Dawid, die man na God se hart, vra Here, sit 'n wag voor my mond. Dit beteken daar is iets selfs in hom gewees, wat nie outomaties reg reageer in sulke situasies nie. Dat selfs in Dawid, 'n man na God se hart, en daardie iets wat ook in my en jou is onsondige natuur, die eie ek. Want my eie ek wil altyd reg wees, my eie ek wil altyd myself duidelik maak en myself verduidelik, en ek wil my punt staaf, it's my way. En ek wil my fight, en jy sal moet submit, en ek wil my sê. Maar weet jy wat?
wanneer Dawid sê, Here, plaas 'n wag voor my mond, sê hy, Here, laat dit wat ek sê onder u gesag wees. Laat dit wat ek sê geonderwerp word aan u. Bewaar my lippe. Selfs 'n man na God se hart kom en hy sê, Here, ek kan myself baie keer nie beheer nie. En daarom moet ek en jy die Heilige Gees vra elke dag. Here, maak ons bewus wat ons spreek. Maak ons bewus wat ons praat. Want die mag van lewe en dood lê in die tong. En ware geestelike volwassenheid is nie om reg te voel nie om die fight te wen nie, maar om reg te reageer. En jou reaksie op die situasie in jou lewe bepaal die uiteinde van die saak. Hoe jy op daai situasie gaan reageer. Jy kan sleg reageer, jy kan jouself uitwoed, jy kan in jou woede optree, en jy kan onbenullige of onsinnige dinge doen en sê, en die uiteinde daarvan gaan sleg wees. Of jy kan jou submit onder God, en sy gesag, sy woord. En op die einde van die dag kan die situasie draai om God te verheerlik. En God se regstelling is beter as mense se aanvaarding, want weet jy wat hy sê daar in vers 5? Laat die regverdige my met liefde slaan en my tugtig. Hoofself sal my hoof nie weier nie, want nog is my gebed teen hulle booshede. Hoor dit, hy laat die regverdige my met liefde slaan en my tugtig. Wat hy eintlik hier probeer sê, hy sê, hy praat nie van hulle kom my by met die vuis en hulle maak my seer nie. Hy sê die regverdige, laat hulle my met liefde slaan en my tugtig. Laat hulle my reg help. Here, help my reg as ek verkeerd is. Dit klink hard, maar weet jy, dis 'n baie diep waarheid hierdie, want Dawid verkies die waarheid. Hy sê, Here, ek verkies liewerste die waarheid wat my seer maak, wat my bietjie op die vingers tik, wat my bietjie regryk. Ek verkies eerder die waarheid van u af, as om op die einde van die dag vernietiging te veroorsaak. Wanneer die regverdige my tugtig, wanneer hy sê, laat hulle my met liefde slaan, daai met liefde slaan beteken, baie keer, as jy tereggewys word, het is nie altyd lekker om te hoor, jy was verkeerd nie, het is nie lekker om te hoor, dit wat jy gedoen het is verkeerd, of die manier jy opgetree het, of dit of dit of dat nie. Maar hy weet, en Dawid weet ook, die waarheid is nie altyd lekker om te hoor nie. Ons kan daai karaktereienskap van hom sien die dag met Nathan, toe hy met Batseba oorspel gepleeg het. En nadat hy Batseba se man doodgemaak het, en die profeet by hom gekom het, en vir hom hierdie hele storie vertel het van die skaap. En toe hy vir Dawid sê, wat moet die uiteinde van daai man wees wat dit gedoen, hy gesê, hy verdien die dood. Toe sê Nathan van my, jy is die man. En wat was Dawid se reaksie? Hy het nie opgestaan en Nathan gegryp en hom laat kruisig en hom geslaan en hom gevloek en geskil uit sy paleis uit gejaag nie. Dawid het sy klere geskeur, hy was in berou voor die Here. Hy het dit gevat, alhoewel die waarheid seer maak. Hy het dit gevat om hom te onderrig, om hom weer in God se geregtigheid te bring. En weet jy, die waarheid maak ons vry, dit leer ons, dit help ons om te groei in die Here. Want hierdie generasie van ons, waarin ons leef, die tydperk waarin ons leef, mense wil bevestiging hê sonder enige verandering. Mense wil aanvaarding hê sonder enige groei. Mense wil reg wees. Hulle saak moet gestel word. Ons wil nie altyd reggewys word nie. Juis omdat ons altyd reg is in ons eie oë. Kom ons wees nou maar eerlik. As jy in 'n stryery of in 'n konflik betrokke is, in jou oë is jy nie verkeerd nie. Ons is altyd reg in ons eie oë. En dis wat Dawid hier kom.
Te sê, Here, as ek verkeerd is, laat die regverdige my tugtig met liefde. Wys my die waarheid. En weet jy, soms gebruik God mense om jou te beskerm van jou eie blinde kolle. Weet jy, het jy al gery met 'n kar en daar is 'n blinde kol en jy draai eweslik en eweslik is daar 'n kar wat jy nie gesien het nie. Sien, baie male gebruik die Here mense om jou dalk wel 'n bietjie op die vingers te tik. Vir jou te sê, dit wat jy gedoen het is nie reg nie. En ons eerste reaksie is gewoonlik ons raak, ag man, wie dink jy is jy? Maar dit is vir ons eie besel, want wat vir ons baie keer so slaan voel, is eintlik net 'n geestelike regstelling en 'n korrigering, om ons te help om in God se geregtigheid te bly. En hier is die realiteit wat ek wil sê, nie elke ongemaklike waarheid wat iemand vir jou bring, is 'n aanval op jou nie. Ons is baie maklik om dinge net te vat as 'n aanval. Ek het dit baie geleer al in die bediening. Ek kry baie sulke goed. En ek moes ook al geleer, nie alles is 'n aanval nie. Partykeer word ek maar hard op die vinger getik. Maar meeste van die kere is dit net genade in 'n ongemaklike verpakking. Ek wil dit so sê. Dis ongemaklik om dit te vat. Dis nie lekker om dit te kry nie, maar is soms nodig. Want dit verander ons om meer en meer soos Jesus te wees. Dit verander ons om God se aangesig te soek. En die vraag moet nie wees hoe ek daaroor voel nie. Dit moet eintlik eerder wees, Here, help my om reg te bly voor U. In die druk wat ek beleef in die lewe, in die situasies wat ek beleef, help my om in geregtigheid te bly. En hy skryf daar in vers 8, want op U is my oë, Here, Here, by U skuil ek. Giet my siel nie uit nie. En weet jy wat, selfs wanneer alles val, bly jou oë gefestig op die Here. En dis eintlik die punt van hierdie Psalm. Hierdie is eintlik die middelpunt van hierdie, wat eintlik die hele Psalm vir ons verduidelik waaroor hierdie Psalm gaan. Want op U is my oë. Jou fokus is jou geestelike rigting waarin jy gaan beleef, waar jy gaan wandel. Waar jy kyk, waarop jy gaan fokus, waar jou fokus gaan wees, dit gaan bepaal hoe jy gaan leef in jou lewe. Dit gaan bepaal hoe die uiteinde vir die saak gaan wees. Want fokus jy op mense, gaan jy afhanklik begin raak van hulle opinies. Fokus jy op die probleme, word jy oorweldig deur al die situasies. Maar kyk jy na God en fokus jy op die Here, gaan jy stabiliseer in jou groei met die Here. En Dawid sê nie hierso, ek verstaan alles is vir my uitgewerk nie. Hy het gesê, Here, ek hou my fokus op U. Ek weet nie hoe dit gaan uitspeel, ek weet nie ek verstaan nie al hierdie dinge nie. Maar ek weet een ding, ek kyk na U. Ek soek U geregtigheid. Bewaak my mond. Bewaak my hart. Jy sien, geloof is nie altyd 'n verduideliking van die Here af nie. Die Here kom nie verduidelik vir jou wat hy besig is om in jou lewe met jou te doen nie. Maar een ding is verseker, as jy net kan bly om jou fokus te hou op Jesus Christus, sy volbringde werk aan die kruis, hou jy net jou oë daarop gerig, wandel jy net jou lewenspad, jou lewenswandel, jou oë gefestig op Jesus, nie mense nie, nie situasies nie, selfs die konflik, nie hulle nie, jou fight is nie teen vlees en bloed nie. Hou jy net jou fokus op Jesus. Want hy sê, by U skuil ek. Hy sê nie ek vlug vir die lewe nie. Hy sê nie ek hardloop weg nie. Hy sê nie dit is 'n quick fix nie. Dit is 'n ontsnaproete nie. Hy sê, Here, U is my woning, U is my vesting, U is die plek waar ek veilig is. U is vir my 'n veilige heenkome. Ek kan by U skuil. Want weet jy wat, wanneer jou fokus reg is, kan die wêreld om jou beweeg en kan vergaan, maar jy gaan nie saam beweeg nie. As jy
jou fokus op Jesus Christus hou, sy volbringde werk, gaan jy nie beweeg word deur vrees nie. Alhoewel vrees jou gaan aanval, alhoewel vrees jou wil oorweldig, gaan jy weet dat die Here is jou anker. En hy sal jou deurdra. So ons kyk na iets wat ons hieruit leer, 5 lesse wat ons hieruit leer. Die grootste oorwinning is nie dat jy uit die druk van jou situasie of van jou lewe uitkom nie. Maar dat die druk nie jou integriteit, jou vrede en jou geregtigheid en jou wandeling met God steel nie. En kom ons kyk na daai 5 goed. Die eerste een, ons moet leer om God eerste te soek en aan te roep. Tweede ding, ons stel 'n wag voor ons mond om ons te bewaar. Om ons tong nie te gebruik soos dit nie 'n kind van God betaam nie. En die derde ding vir ons, Here, suiwer ons hart, dat ons woorde U eer. Vierde les wat ons leer is, ons moet leer om waarheid te ontvang, al kos dit ook ons eie trots. Want daardie waarheid gaan ons help om te groei, dit gaan ons help om nader te kom aan die Here. En ons 5de les wat ons leer is, hou ons oë gefokus op Jesus. Selfs wanneer alles om ons uitmekaar uitval, laat ons altyd gefokus bly op die Here. Nie op ons situasie nie, nie op die eie ek nie. Nie die me, myself en I nie. Maak my Bybel op Filippense 4 en ek gaan afsluit met hierdie gedeelte. En ek dink hierdie gedeelte in die woord Filippense vat Paulus eintlik hierdie hele boodskap van vanaand saam. En in hierdie volgende verse wil ek eintlik vir jou sê, gee vir ons eintlik die hele preek saamgestel. En ek wil afsluit hiermee. Filippense 4 vanaf vers 4 tot vers 9. Filippense 4 vanaf vers 4 tot vers 9. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, hoorie, deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. God met sy vrede, en die God van vrede, sal in jou stryd, in jou situasie, in die druk van die lewe wat om jou is, wees, as jy hom gaan soek in aanbidding. Soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al die ander dinge, sal vir jou bygevoeg word. Kom ons sluit af. Vader, ek sê vir die baie dankie vanaand ook vir hierdie woord. Here, dit is 'n lewensles wat ons kan leer, vir elke situasie wat ons mag beleef, wat ons mag ervaar. Here, daar is soveel stryd, daar is soveel dinge in ons lewe, wat ons elke dag beleef, waardeur ons elke dag gaan. Here, wat ons baie male soms moedeloos maak. Here, wat ons soms maar downdruk, Here, waar ons dit ook maar partykeer verloor, Vader. Maar ek wil bid, Heilige Gees, dat U ons sal help en sal krag gee, sal lei, dat ons, Here, U altyd sal soek heel eerste in die druk van hierdie lewe. En dat dit wat ons sal doen, U sal verheerlik. Hoe ons situasies hanteer, hoe ons konflik hanteer, hoe ons die druk van die lewe hanteer. 'n getuigskrif is van ons wandeling met U, en Here, dat ons U daardeur verheerlik. Here, al verstaan ons nie altyd dinge wat met ons gebeur nie, dat ons altyd ons fokus sal hou, Here Jesus, op U en U volbringde werk aan die kruis.
Heilige Gees, seën vanaand hierdie woord in ons hart, en Here, mag dit ons help om met volharding hierdie wedloop te loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus. Laat U Gees in ons woon, deur ons werk, sodat ons ook 'n lig vir hierdie wêreld kan wees. In elke omstandighede, in elke situasie. Dis my gebed vanaand in Jesus naam. Amen.